Dag by ons 4de week aan die begin van die jaar met ons geloofsanker reeks. Ons is by ons 4de tema uit Filippense 4. Ek het gedink, miskien is het goed om net vinnig op te som. Soos ek het verstaan, die reis tot hier was dankbare gedagtes uit Kolossense 3, wat jou bring by 'n singende lewe. Psalm 131 was nederige gedagtes, wat jou bring by 'n lewe van oorgawe. Romeine 8 was troostvolle gedagtes, wat jou bring by 'n lewe van hoop. En vanoggend is ons by Filippense 4 oor vredevolle gedagtes, wat jou bring by 'n manier van lewe. En volgende week, is ek nog nie seker nie, maar dit lyk vir my as ek Efesiërs 3 gaan lees, half godgerigte gedagtes, wat jou bring by 'n lewe waar jy nie te veel van jouself verwag nie. Filippense 4 verse 8 en 9 is interessante verse. Jy kan dit self gaan lees terwille van tyd, gaan ek dit nie nou lees nie, maar dit lyk vir my, as ek dit reg verstaan, en onthou nou wat ek maar net weer dit sê, hierdie is 'n getuienis. Elke erediens se woordverkondiging is maar 'n getuienis. Dit is 'n bepaalde verstaan waarmee jy nou self verder moet gaan werk, jy wat dit hoor en daarna luister en op 'n verantwoordelike manier dit toelaat of nie toelaat in jou lewe. Maar my verstaan van die 8 woorde, daar's 8 groot woorde in Filippense 4 vers 8 en 9, is dat hierdie woorde in hulle diepste betekenis almal uitspeel in verhoudings. En hierdie 8 woorde wil ons help tot vredevolle verhoudings. En omdat die lewe maar eintlik maar net bestaan uit verhoudings, ons is uitnooi na 'n lewe van vrede. Dit wil jou eintlik help om nie heeltyd te reageer op jou omgewing nie. Want as jy heeltyd op jou omgewing reageer, dan is jy at mercy of others and at mercy of life. Met is daar julle oog vir oog, tand vir tand, hou vir hou manier van lewe. As jy dit kies, dan gaan die vrede maar min wees. Die teks nooi ons uit to live from the healthy source within. En om daar te kom, moet jy op 'n manier jou gedagtes dissiplineer. Dit uit die aard van die saak is nie so eenvoudig nie. Kyk, Psalm 131 was 'n lekker psalm, want dit sê vir jou, lê die kruis neer. Kom tot rus. Daar is goed wat buite jou beheer is, waaraan jy niks kan doen nie. Dit was eintlik 'n baie lekker psalm, 'n lekker woord. Filippense 4 is iets anders. Filippense 4 sê, daar is dinge wat binne jou beheer is. Hoe jy na goed kyk, hoe jy oor dinge dink, hoe jy oor mense dink, hoe jy oor die lewe dink, is binne jou beheer. So as ek dit in beeldspraak kan sê, sou ek sê, jy word in Filippense 4 genooi om 8 kruise op te neem, waar jy in Psalm 131 genooi word om 'n kruis neer te lê, of kruise neer te lê. Maar hier moet jy dit opneem. So wat is die kruise wat jy moet opneem? Wel, dit is eintlik maar net 8 woorde. En die eerste woord gaan oor waarheid. Dat jy die waarheid in jou verhoudings moet inbring. Nou, die gevaar bestaan dat ons hierdie 8 woorde baie abstrak hou. So ek wil probeer om dit vandag baie sterk te konkretiseer in die lewe. Ek het nogals gedink, ek gaan vir Jesus vra om my te help, en gaan terug na die evangelies toe, en kyk hoe Jesus het gedoen het. Wel, in Matteus 18, het Jesus vir ons gesê, jy weet, as jou broer teen jou sondig, dan moet jy na hom toe gaan, en jy moet die waarheid met hom gaan praat, en dan is daar 'n hele proses, wat ek nou nie gaan uitbrei nie. Toe ek gaan kyk hoe Jesus dit gedoen het, en een van die beste plekke waar ek het kry is in Johannes 21, waar die Here Jesus na sy opstanding by Petrus hulle uitkom, en met hom in gesprek gaan. En hom 3 keer konfronteer met, het jy my lief, Petrus? Het jy my regtig lief? Het jy my van harte lief, Petrus? Wat natuurlik sin speel
op die 3 verlonings by die Pilatuspaleis. So, ek het gedink, in die praktyk van 'n mens se lewe sal dit wees, ek wil met jou praat oor waar jy gisteraand was. Ek wil met jou praat oor wie saam met jou daar was, of saam met wie jy daar was. Ek wil met jou praat oor wat jy die dag gedoen het, en ek wil met jou praat oor hoe laat jy by die huis aangekom het. Die uitnodiging is om die waarheid in jou verhouding aan te spreek. Die tweede woord is die woord respek of eerbied. Interessant, in Johannes 4 vers 21 praat Jesus met die Samaritaanse vrou by die put, en dan gebruik hy, as hy haar aanspreek, die woord gine. Ek het 'n bietjie gaan lees oor dit. Die slim ouens sê dat dis 'n koine Griekse woord, wat jy eintlik gebruik om politely met 'n vrou te gesels. Daarom is daar sekere vertalings wat hierdie woord vertaal met lady, of in Afrikaans sal dit wees dame. Nou ek en jy weet mos nou, omdat ons die teks ken, dat hierdie vrou was 'n vrou met 'n storie, met 'n minder goeie storie. Maar wat doen Jesus? Jesus laat nie toe dat haar storie hom bepaal nie. Hy sê vir haar, lady, of dame. Wat my herinner aan Exodus 20 vers 12, waar ons lees, eer jou vader en jou moeder, en die woord wat daar gebruik word, is mos die woord kaveet, wat in die Joodse taal beteken, in Hebreëus beteken, om aan iemand gewig te gee wat dit nie het nie. En hier sien ons mooi hoe Jesus het doen. Die mense van haar dorp sou haar met ander woorde aangespreek het. Ek wil dit nie eers hier noem nie. Jy kan maar jou verbeelding gebruik. Jesus gaan by dit als verby en sê, ek sê vir jou, dame, lady. En dan voer hy die gesprek met haar. Die derde woord is die woord dikaia, of die kaios, wat verwys na om reg te doen. Eintlik om heel te maak, om gesond te maak, om beter te maak. Ek dink sommer aan Jesus in Lukas 19 by Saggeus, waar Jesus kies om Saggeus se verhouding met God beter te maak. En dit nie te ignoreer nie. En te dink, dis onherstelbaar, of dis ongeneesbaar, of het kan nie gedoen word nie, maar Jesus soos van half na hom toe gaan en sê, kom ons maak dit beter. Dieselfde gebeur natuurlik met die owerspelige vrou in Johannes 8, waar die mense van die tyd, die leiers van die tyd haar wil doodgooi en die dood wil bring in haar lewe. En Jesus sê nee, kom ons sit die lewe hierin. Kom ons maak dit beter, kom ons maak dit heel. Kom ons maak dit gesond. Die mooiste is natuurlik nog weer om terug te kom na Johannes 21, waar Jesus vir Petrus konfronteer oor die 3 keer wat hy hom verloon het. En wat baie interessant is dat Jesus dit andersom doen, is wat ons het gewoonlik sal doen. Ons sal hom eers aanspreek en sê, kom ons sorteer net gou die ding hier uit, en dan gaan ek vir jou lekker vis en brood gee. Jesus doen dit andersom. Jesus sê, kom ons bou eers die vertroue. Kom ek wys vir jou eers my vergifnis. En daarom gee vir hulle eers vis en brood. En dan sê vir Petrus, nou oké, nou dat jy weet, ek is oké met jou. Kom ons maak het oké tussen jou en my ook. En dan vra hy van my 3 vrae. Is net 'n klein versterringie in jou ingesteldheid, wanneer jy met mense te doen kry. Kom ons maak dit beter. Kom ons maak dit reg. Baie mense soek die fout. Hulle wil die skuld bepaal. Hulle wil uitvind wie's reg en wie's verkeerd tussen ons.
Snaaks dat Jesus dit nie doen nie. Hy doen dit anders. Paulus sê in Filippense 4, jy moet jou gedagtes rig op alles wat agna is, as die woord vir alles wat rein is en alles wat skoon is en wat mooi is. Jesus sê in Matteus 5 vers 27 tot 30 ook vir ons dat, jy weet, dit gaan nie eers daaroor dat jy 'n gedagte betoelaat en as jy dit nie doen nie, is dit maar oké nie. Jesus sê jy moenie eers die gedagte hê nie. Hy stem saam met Paulus. Moenie jou gedagtes rig op die moontlikheid van iets wat sleg is nie. 'n baie mooi verduideliking kry ons in Jakobus 1, waar Jakobus vir ons verduidelik hoe werk hierdie goed. Waar hy sê ons word gedryf deur ons begeertes, wat 'n diep verlangens is in ons harte, wat later soos 'n half cravings word. Ek het al voorheen iets oor dit gesê, dit is amper soos swanger vrouens wat vir jou sê, hulle het in swangerskap cravings, dan wil hulle chocolate sê, dan wil hulle room, hy sê, vreemde behoeftes wat hulle andersins net het. Jakobus sê, dit is deel van ons lewe, en as jy hierdie cravings kry, dan begin bevraagteken jy jou gevestigde waardes en gewoontes, omdat dit jou keer om die cravings te bevredig. En dan vind jy goeie redes, skelm redes, om jou gevestigde waardes en oortuigings oorboord te gooi. En in die proses word hierdie nuwe goeters, hierdie nuwe uitdagings, hierdie versoekings, soos 'n wortel voor 'n donkie se neus gehou, en voor jou lewe gehou. En dan begin jy dit oordink, en dit lê saadjies, dit is soos onkruid. Dit groei al weliger in jou gedagtes, totdat jy uiteindelik toegee. En dan sien jy in wat Jakobus noem, in die thanatos, die doodsbestaan, waar alles om jou vernietig word. En Paulus wil ons uitnooi om dit nie eers toe te laat nie. Vestig jou gedagtes op dit wat mooi is en wat goed is. Moenie jouself eers toelaat om na die wêreld van begeertes te gaan nie. Hy vat 'n verdere woord, die 5de woord, en hy sê, jou ingesteldheid moet wees, hoe kan ek ander mense in hierdie verhouding gelukkig maak? Ek onthou toe ek verloof was ek in diens van Dubbelwilbergse gemeente, en Rochey Heinz was die predikant daar, en hy het kort voor my trou vir my gesê, ek wil jou 'n vraag vra. Toe sê ek ja, toe sê, jy weet, gewoonlik vra mense, sal hierdie vrou my kan gelukkig maak? Toe sê, dit is nie die belangrikste vraag nie. Die belangrikste vraag is, wil jy hierdie vrou gelukkig maak? Is 'n klein verstellingkie in jou gedagtewêreld. Wat aansluit by Matteus 5, waar Jesus vir ons leer, nie 'n oog vir 'n oog nie, nie 'n tand vir 'n tand nie, maar 'n tweede myl, 'n ander wang, om self jou vyand lief te hê. Nou as jy jou vyand moet lief hê, dan moet jy mos jou vriend wat bietjie moeilik met jou is ook lief hê. En jou vrou of jou man of jou kinders wat partykeer 'n bietjie dit vir jou moeilik maak, ook lief hê. Dis 'n ingesteldheid van ek wil geluk bring. Dis wat ek wil doen. Ek wil nie reg wees nie. Ek wil nie beloon word nie. Ek wil nie die beste wees nie. Ek wil nie bedien word nie. Ek wil geluk in hierdie verhouding inbring. Paulus gaan na 'n 6de woord toe. Hy sê dis die woord efema, gaan oor, leef ek so dat dit maklik vir mense is om my te prys. Dis interessant, né? Leef ek 'n prysenswaardige lewe? Maak ek dit vir mense maklik om my te komplimenteer en om van my te hou? Het gaan nie hier oor 'n gewildheidskompetisie nie. Het gaan hier oor, maak ek dit maklik vir mense in my verhouding met hulle? In Matteus 7 vers 12 sê Jesus, doen aan 'n ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit maak dit maklik. Dit maak dit maklik. As jy vir jou kinders sê, doen aan mekaar in die huis wat jy wil hê jou broers en jou susters moet jou doen, dan maak jy dit maklik in die huis. As jy in 'n verhouding met iemand is en jy dink, ek wil aan jou doen wat ek wil hê jy moet aan my doen, dan maak jy dit maklik. Jesus sê, ek is sagmoedig en nederig.
En daarom was dit vir die mense van sy tyd verskriklik maklik om hom lief te hê, behalwe die wat uitverkoop was aan hulle dogma. Maar die ander wat nie uitverkoop was aan dogma en aan vaste mensgemaakte oortuigingkies nie, hulle het hom maklik lief gehad. Ek kyk aan Jesus by die bruilof van Kana, né? Hoe hy vir daai mense wyn maak en net nice is met hulle en hulle help. Die ander mense dink dit is 'n skande, die wyn is op. Jesus sê, maar kom ons maak wyn. En nou ou kan ure praat oor daai storie, maar die ingesteldheid. Ek dink aan Jesus by Lazarus se graf, né? Waar die mense sê toe hy staan en hou by die graf, kyk hoe lief het hy hom gehad. Dit was Jesus gewees. Maklik gemaak vir mense om mooi oor hom te praat. Maklik gemaak vir mense om sy liefde raak te sien. Hy het dit net maklik gemaak. Die 7de ding is 'n baie mooi ene. Dit gaan oor arete. Dit gaan oor hoe bring ek Gods verwondering in my verhouding in. En ek het gedink aan Markus 2 waar Jesus die verlamde man gesond maak. En dan staan daar aan die einde van daai perikoop, the people were amazed. En hulle het God geprys. En ek wonder baie keer as mense na my kyk, en ek weet nie of jy ook daaroor wonder nie. Die doel is eintlik nie dat hulle my moet prys nie. Die doel is eintlik dat hulle God moet prys. Dat mense moet sê, God is groot. Net soos wanneer ek nou in die Swartberg pas ry, en ek sê, God is groot. Moet mense as hulle my teenwoordigheid kom, en my beleef ook sê, God is groot. Die laaste is Erainos, waar Paulus ons nooi om mooi te praat oor mekaar. Is dit vanal weer 'n ingesteldheid, né? Wat is daar in jou lewe wat mooi is, waaroor ek kan praat en vir ander mense kan vertel? Ek soek mooi in jou. Ek soek die mooi by jou. Ek soek nie die lelik by jou nie. Ek soek nie die verkeerde nie. Ek kyk wat is mooi, wat is goed in jou lewe. Interessant, dat Jesus wanneer die arm weduwee haar 'n bietjie ingooi, daar in die kus, hy haar lof besing. Interessant dat wanneer Jesus in Johannes 1 met Nathanael gekonfronteer word, hy het hom voorgesien, en dan kom Nathanael daar, en dan stel Filippus vir Nathanael voor aan Jesus, en dan sê Jesus, hier is nou 'n Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Jesus soek iets in mense, en hy gee dit vir hulle. Dan sê Paulus, dan sal die vrede in jou lewe wees. As jy hierdie 8 kruise opneem, wat binne jou vermoë is, waaroor jy wel beheer het, en jy kan dit tot uitvoering bring, sal daar 'n vrede in jou huis, 'n vrede in jou huwelik, 'n vrede in die gemeente, 'n vrede in jou werkplek, daar sal 'n vrede in jou kar wees, daar sal vrede wees. Oral waar jy gaan, sal daar net wonderlike vrede wees. Dit is wat ek vir jou toewens vir die res van die jaar. Mag jy genade ontvang en mag God jou hart gewillig maak vir hierdie 8 woorde. As jy hierdie 8 woorde kan kombineer met die 9 vrugte van die Gees, is jy baie naby aan die volmaakte lewe. Het jy 'n goeie kans om 'n heerlike, hemelse lewe op aarde te hê. Ek bid dit vir jou, ek bid dit vir my, ek bid dit vir ons. Dit is God se droom vir ons. En sy Gees stel ons in staat om dit te kan doen. Mooi bly, tot volgende keer en dankie dat jy deelgeneem het.